Sal ons net weer ons oë en ons harte stil maak in gebed. Here Jesus, soos wat hierdie lied vir ons ook leer en herinner, ons het U nodig. Ons het U nodig in elke uur van ons dag. Al dink ons soms nie so nie. Herinner U ons vanmôre net weer eens. Sonder my kan julle niks doen. En Here, ons het U nodig. Val die tye wat ons in lewe, waar mense onder swaar ekonomiese druk gaan, want ons wêreld is in 'n ekonomiese drukgang, waar dinge al slegter gaan, die mense raak al hoe meer sonder werk, en die inkomste het geval en dinge gaan sleg. Here, ons vra, wees ons genadig in hierdie tye, en dat ons die oë na U toe sal draai. Here, al is daar niks en niemand anders om na toe te gaan nie, kies ons vanmôre om na U toe te draai. Help ons, wys ons, leer ons, en selfs vanmôre ook. Jesus, U het U disippels baie dinge geleer, en U het hulle die opdrag ook gegee, om disippels te gaan maak, en hulle alles te leer wat U hulle geleer het. En daar's baie. En daarom ons vanmôre kom stil staan by wat die woord van ons kom leer vanmôre. Dankie, Jesus. Amen. Ja, Jesus onderrig ons selfs vandag nog, en sy leringe is tydloos. Dit wat hy vir sy disippels geleer het in daardie tyd wat hulle gelewe het, is dieselfde beginsels wat vandag nog geld. Verlede week het ons gekyk na waar Jesus vir ons geleer het rondom die fariseërs wat rondgeloop het met mooi klere, lang gebede en die goede, sê dit ook vir ons dat ons kan so mooi aantrek as wat ons wil. En ons teologie kan so gepoleer wees as wat ons wil. En ons kan die regte taal praat. Hier by mekaar in die kerk, ons met mekaar kom. Maar as daar by die huis die dinge uit mekaar uitval, sien Jesus dwars deur jou teologie. En sien dwars deur jou lewe. En sien dwars deur ons skyn godsdienste. Soos dit nie by die huis ook uitwerk, soos wat dit hier onder die gelowiges uitwerk nie, sien Jesus dwars deur ons skynheilige. Daarom moet ons lewens konsekwent wees voor die Here Jesus. Hy sê vir ons in daai laaste vers 47, hoofstuk 20, hulle sal 'n swaarder oordeel ontvang. Hoekom? Want hulle het geweet. Daar's nie verskoning nie. Ons weet. Daarom het ons nie 'n verskoning nie. Nou vanmôre hoofstuk 21. Dis die 4 versies daarso. Toe hy opkyk, nou is dit in die tempel omgewing. Al die godsdienstiges is daar. Die kerkmense is daar. Die kerkoomies en die kerktannies is daar. Almal met hulle mooi kleertjies aan. Toe hy opkyk, sien hy die rykes en hulle gawes in die skatkis gooi. Almal kom met hulle beursies en hulle kom gooi daar in die skatkis. En almal is opgewonde. Wow! Ek kom die geld in, ons gaan nou weer kan priester kan nuwe klere koop, ons gaan 'n bietjie die plek opgradeer, en ons gaan baie dinge doen, maar dan die geld nou inkom. Jesus sien dit nie raak. Hy steur hom nie aan hierdie ouens wat hulle baie geld in die skatkis kom gooi nie. Hy het ook 'n arm weduwee daar 2 geldstukkies ingooi en hy sê, waarlik, ek sê vir julle dat hierdie arm weduwee meer as almal ingegooi het. Want hulle almal het uit hulle oorvloed op die gawes van God ingegooi. Maar sy het 'n gebrek ingegooi en alles wat sy gehad het om van te lewe. Kom ons tema net vanmôre hierdie offer van 'n arm weduwee. Daar's iets besonders aan hierdie kort verhaal wat Jesus hierso beleef het saam met sy disippels. Hy sit in die tempel en hy kyk hoe die mense hulle gawes bring. Die rykes gooi groot bedrae in. En sommige wil gesien wees. Sommige wil erkenning kry. En die klank van die geld wat daar in daai offerkissies gegooi word, dit is oorverdowend. Kodonk, 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 gooi jy geld in. Dis muntstukke. Hulle het nog nie papier nodig gehad vir ons. Dominee Jennings het altyd gesê,
as daar offer opgeneem word by 'n kamp en 'n konferensie, sê hy, gaan haal al die muntstukke uit jou sak. Hou hulle in die een hand. Nou aan die ander hand vat jy 'n noot. Nou vou jy daai muntstuk in die noot toe. Dan gooi jy dit. Maar hulle verwonder aan hierdie klomp geld wat hier inkom. Die mense kom net in stroom in en hulle gooi net die offers in. En Jesus sien dit nie raak nie, dis nie vir hom belangrik nie. Hoekom? Hy sien die hart. Hy sien die hart van die mens. Hy sien nie daai rykes wat daar kom met hulle mooi kleertjies en fancy karre nie. Hy sien dit nie raak. Hy sien elke mens individueel is hart onverdeeld op hom gerig is. Dis wat hy raak sien. Die disippels sien dit nie raak nie. Hulle kyk na die glamour. Hulle kyk na die mooi. Hulle sien al die groot goede sien hulle raak. Ons sien net wat ons wil sien. Maar Jesus fokus op die individu en hulle hart en hulle ingesteldheid op hom. Judas, wat dink ek was die belangrikste, hy was die blyste gewees. Hy was die blyste, was, wow, hy was geldwolf. As hy net geld kan sien, is hy gelukkig. Maar dan sien Jesus iets wat ander mense nie raak sien nie. Arm weduwee, sy het niks. In haar kleredrag kon jy dit ook seker gesien het. Die kleertjies is daar al baie versluit. Al geblyk. Maar sy kom daar ingesluit, nie om gesien te word nie. En sy gooi haar muntstukkies in daai offerkis. En Jesus sê, wow, kyk jy hier! Wat? Het ons iets gemis? Ja, jy het baie gemis. Want sien ons kyk na die uiterlike. Jesus sien ja. Die kleinste van die denominasies wat hulle gemunt het in daai tyd, was koper muntstukkies. Koper was relatief vol, nie baie werk nie, maar dit is die kleinste denominasie wat gedruk was, en sy het net 2 van hulle gehad. Nie is genoeg om 'n brood van te koop. En tog sê Jesus, waarlik, ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal hierso saam. Ek kan nou die disippels sien. Nou, jy gesien daar, hy het daar hoop aan. Daar, hoop. Hulle het hulle oorvloed gegee. Hulle voel dit nie eers nie. Dit maak nie eers 'n duik in hulle weersien. Hierdie vrou het alles gegee wat sy gehad het. Ek dink hulle het so 'n bietjie begin dink. Miskien het Jesus tog 'n punt hierby. Miskien het hy iets raak gesien wat ons raak dalk gemis het. En nou sit hulle oor gespits. Wat is die les hierin? Wat is die les? Sien, God se weegskaal is anders as die mens se weegskaal. Ons kyk na wat ons oë kan sien, wat ons kan beleef. Maar Jesus sien die hart en hy sien geloof by hierdie ou vrou. Hart en geloof wat hy raak gesien het. Die grootsheid wat die mense gesien het, is nie vir Jesus belangrik. Maar die hart van hierdie weduwee was vir hom ongelooflik. En ek sien al hoe die mense, die disipel, ek weet nie om hierdie te verwerk nie. Dis die kleinste van die denominasie wat hy sê, hoe kan dit so baie wees? Kom ons kyk 'n bietjie na die agtergrond. In die tempel was daar 13 koperkiste gewees. En mense kon oral gegaan het en hulle offers gaan ingooi. Maar Jesus het op 'n spesifieke plek gesit by die deur waar die meeste mense verbygaan. En hierdie ou vroutjie wou so onopsigtelik as moontlik wou sy geweet. Sy wou nie raak gesien gewees. Dalk was sy skaam gewees, dalk was dit vir haar 'n groot vernedering gewees. Sy het nie soveel op te bring soos wat hierdie mense bring nie. Maar sy bring hierdie klein bietjie wat sy gehad en sy was net te skaam gewees.
En toe sy daai 2 muntstukkies ingooi, dit nie is dit lank gemaak. Dit was so klein, dit het nie eers soos 'n kudoef gemaak daar in daai kus toe dit geval het. Maar die hemel het dit gehoor. Die hemel het dit gehoor. Soos die ou man wat ek verlede week van gepraat het, met die sangstem. Hy het nie regtig gesangstem. Maar die engele het tot stilstand gekom en hy gesing het, want dit het sy hart. Want Jesus sien die hart. Julle onthou mos vir Saul, toe hy gekies as koning, was nie goeie keuse gewees. En toe vir Samuel vir Dawid moes gaan salf, die klein sien. God sien die hart raak. En dan sien ons in Handelinge dat geskryf is dat Dawid was 'n man na God se hart gewees. Want daar was fokus. Daar was fokus. Heeltyd in sy lewe gewees. Ja, hy het foute gemaak. Hy het droog gemaak. Maar daar was fokus. Hy was gefokus op die Here Jesus. Hy was gefokus op sy God gewees. Hy het gesing tot sy. Daar was fokus. Daar was koneksie. Die hemel het gehoor toe hy daai muntstukkies val. Hierdie arm weer het meer ingegooi as almal saam. Dit was nie die hoeveelheid nie, dit was die opoffering van wat sy gebring. Dit wat sy opgeoffer het om te bring. Ek dink sy daar by die huisie gesit, seker voor as ek my tempel toe gaan sê. Here, ek weet nie wat ek met hierdie 2 muntstukkies moet maak, dis te min. Dit gaan nie 'n verskil maak nie. Maar dis al wat ek het. En sy het gegaan. En sy het ingegooi. En hoe het Jesus geweet dat daai 2 muntstukkies maak die verskil? Want hy het die hart gesien. Hy weet. Ons sien die uiterlike, ons sien die voorkoms, ons sien die glamour, Jesus sien die hart. Hulle het oorvloed gegee, maar sy het daar gebrek gegooi. Alles wat sy gehad het om van te lewe, sê Jesus. Alles wat sy gehad het om van te lewe. Die deursnee mense gesê, dit is dom van jou. Nou waarvan gaan jy nou vanmorgen, waarvan gaan jy nou lewe? Waar gaan jy brood koop? Waarmee gaan jy brood koop? Dit is genoeg my brood koop. Ja, maar nogtans, jy weet, mense is ons nie so onverantwoordelik met jou geld nie, moet jy dit gee nie. Dis wat die mens doen. Dis wat die deursnee mens redeneer, ons redeneer. Hierdie was 'n daad van vertroue gewees. My God het nog altyd vir my voorsien. In my moeilike tye en in my minder moeilike tye het hy vir my voorsien. Hy sal weer voorsien. Hy sal weer voorsien. Ek ken hom so. Ek het hom so leer ken. Die pad wat ek met hom saam gestap het deur my hele lewe lank, dis hoe hy vir my voorsien het. Hy het vir my voorsien. En hierdie minstukkies, dis niks. Hy sal vir my nog meer voorsien as wat hierdie was. En dit is God se weerskaal. It's Godematics, not mathematics. God se wiskunde is anders as ons wiskunde. Ons maak sommetjies met ons koppe, nie hierdie merk nie vir my uit nie. So ek gaan nou nie gee. Hierdie vrou het net eenvoudig oorboord gegaan en gesê, ek gaan alles gee. Haar offer het gesê, ek leef nie van wat ek het nie, maar van wie ek het. Nie wat ek het nie, wie ek het. Ek het die Here God, skepper van hemel en aarde, aan my lewe. Hy is in beheer van my lewe. Hy is in beheer van alles. En ons wêreld is vol vergelykings. Vol vergelykings, ek het al verlede keer gesê, wanneer mense by mekaar kom met 'n klomp pastore en dominees op by mekaar. Hoe groot is jou kerk? Wat is julle inkomstes? En so aan, hoeveel sitplekke het julle? Dit gaan oor die grootheid. Dis ons wêreld redeneer. Hoeveel sitplekke het julle kerk gebou nie? En Jesus kyk na die harte. Hy kyk na die lewe. Hy kyk na die opoffering. Hy kyk na die geloof. Die vertroue wat in daai hartjies is. Van wie ook al daarby betrokke is. Hoe lyk jou hart? Hoe gefokus is jy op hom? Wie jou bron is? Of bron vir ons onderstel is om te wees?
Gee jy omdat jy hom lief het? Of gee jy omdat dit van jou verwag word? Gee jy skuldgevoel? Sien God sien jou hart. Hy weet wat in jou lewe aangaan. Is dit nie merkwaardig nie? Kom ons veronderstel as 8 biljoen mense op hierdie planeet. En hy weet van almal. Alles. Selfs vanmôre die hare borstel het en haar hare uitgeval het, hy weet van elke haar wat net daai borstel uitgeval het. Hy weet van elke. Is dit nie merkwaardig? Skepper God, wat alles van almal weet. Sien wat in jou en my hart aangaan. Hoe ons hom vertrou vir ons lewenspad vorentoe. En ons praat nie net van geld nie. Gewoonlik is ons, ja, die kerk al nie net geld nie. Nee, dit niks met geld nie. Het gaan met die gesindheid van die hart. Hartsgesindheid. Dis wat hy raak sien. Hy sien ons lewe raak. Hy sien wie jy is, hoe jy redeneer oor goeders. Wat jou waardesysteem is in jou lewe. Hy weet dit. Dit is niks vir hom geheim nie. Hierdie weduweetjie se offer was nie gemaklik geweest, wees waar. Ek meen, as ek en jy moet redeneer. Soos, jy moet skuld hou. Ons egtheid van ons reis met Jesus is wat tel. En dis presies wat hy van die fariseërs, die disippels gewaarsku van die fariseërs. Hulle loop 'n klere rond wat aansien soek. Hulle doen nie lang gebede om aansien te kry. Aansien by almal te kry. En daar's niks egtheid daarin nie. En Jesus moet dwars deur dit. Dit het Jesus nie beïndruk. Niks. Sien in die eenvoud wat ons reis met die Here Jesus aanpak. Die eenvoud wat ons met hom saamstap. Die eenvoud waarin ons hom vertrou vir alles in ons lewens. Is wat hy raak sien. Maak nie saak hoe groot verander, maar vir ons, jy, wat vanmôre hier so sit. Hoe bereid is jy om hom te vertrou met alles soos in alles in jou lewe? Net vir hom te gee, Here, hierdie gaan nie die gate toe maak, maar hier is dit. Hierdie gaan nie die probleme oplos nie, maar Here, hier is dit. Ek bring dit na u toe. Ek is bereid om u te vertrou met my lewe. Ek is nie bereid om u te vertrou met my toekoms. Ek is bereid om u te vertrou met alles in my lewe. En Here, wat die uitkoms ook al mag wees, dit maak nie saak nie. Dis nie ander. Want sien, as ek dit vir hom gegee het, is die uiteinde ook in sy hande. Wat dit ook al mag wees. As dit ten goeie is, dankie Here. As dit nie so goed uitgewerk het nie, Here, dan nie vir my ander les. Maar wat dit ook nog is. Sorg hy vir my, voorsien hy vir my. En as daar geen voorsiening is nie, Here, dan nie die ander les vir my. Wat dit ook nog wees, ek is bereid om u te vertrou. Maar sien, dis hoe die liggaam van Christus werk. Kom ons veronderstel nou maar. Ons veronderstel nou maar, is nie geskrywe nie, ons dis nie lees om dit is in die lyne deur. Hierdie week het nou alles uitgegooi en Jesus het gesê, "Wow, kyk hier daar." En een van die disippels het raak gesien en gesê, "Ek dink ons het iets om te doen hierso. Hier's iemand in ons gemeenskap wat swaar kry. Kom ons, let's pool our resources. Kom ons help." En dis hoe die liggaam van Christus ons aan sy werk. Ek is nie vir my nie. Ek sien vir die koninkryk. Die koninkryk van God. Ons is hier interconnected met mekaar. Ek gooi nou lekker baie Afrikaans in Engels doen. Maar julle verstaan ons. Ons is gekonnekteer met mekaar in God se koninkryk. Daar waar gebrek is, dat die hele liggaam gefokus is daarop. En Paulus het so mooi geskryf daar in Romeine 12 en 1 Korintiërs 12. Hy praat van die liggaam van Christus. Baie gawes, omdat dit gawes om iets te doen. En 'n mooie illustrasie daarvan vir my is, as ek nou met 'n spyker in die muur moet gaan, en daai hamer gly, dan is dit nie die taal wat ek praat nie, maar dit is, ek
gryp hierdie duim vas, wil ek dit nou raak gesien. En hierdie duim kry nou seer. Hierdie 5 vingers gryp nou hierdie duim vas, want hy nou seer gekry. Dis hoe die liggaam funksioneer. Sien, wanneer jy geval het, onmiddellik daar waar dit seer is, daar vryf jy. Dis seer daar. Want die liggaam funksioneer so. Kry jy kramp. Vryf jy jou kramp hier. Die liggaam werk so. Die liggaam gaan nie vir sê, wel kramp, kry maar vir jou. Die liggaam funksioneer so. We are interconnected in the body of Christ. En so glo ek is daar disippels wat hierdie ou twee mensies van hierdie weer uiteindelik ook raak gesien en gesê, en dit moet op daar, hier is iets wat ons hier omtrent kan doen. Hoe erg is ons? As jou gee, jou niks kos nie, het jy nog niks regtig gegee. As jy nie kos nie, jy niks gegee nie. Sien, Jesus het sy lewe gegee om te kos. En dis nie dat ons nou daai verryking tot ons moet weertrek nie, maar kom ons kyk na die prys wat hy betaal het. En ons is nie altyd bereid om die prys te betaal nie. Hierdie vrou het nie gegee, ons het baie het nie, maar om sy vertrou het. She trusted. She just trusted. En ons storie, sy het nie vertrou. As ek my laaste gee, my God gaan voorsien. Hy gaan vir my voorsien. Daar gaan, hier gaan dit deur toe, daar gaan 'n ander deur ewers oop. Here, wys my die ander deur. Wys net vir die ander deur waar jy moet staan. Ons gee ons tyd, ons gee ons liefde, ons gee ons resources, ons gee ons self. Gee net onsself. Offer jou liggaam, die hele jy. Is 'n lewende, heilige, God welgevallige offer. Dit is jou redelike konstans. Jy word nie die wêreld gelykvormig nie, want die wêreld sien dinge anders as die geestelike. In die geestelike oog. God vul aan waar ons geloof op hom gefokus is. Hy vul aan op sy manier. Hy weet net hoe. As jy ou tannie in 'n gemeente gaan, dis 'n klein gemeente, op pensioen, jou tannetjie. As in elke maand as hy kom met 'n paar muntstukkies en sê of dit ons kussie gegooi. Elke maand net 'n paar muntstukke koos in die kussie. En iemand sê vir jou van tannie, dis so min. Hoe dink jy dit gaan 'n verskil maak? Hoe dink jy hierdie paar geldjies wat jy nou ingooi gaan 'n verskil? Sê ek gee nie omdat ek moet nie, ek gee omdat ek lief het. Gee ek nie hele lief. So moet jy. Maar nie oor die hoeveelheid nie, dit kan om lief. Gaan oor die hart. My kind gee om te help. Om te help, ek gee omdat ek om lief het. God het dit nie aanvaarde nie, hy weet hartwaarde. Hartwaarde. Ek weet nie of mense het genoeg om 'n klem te doen. Hy sien die hart van die mense. En ongelukkig, omdat mense snaakse en nare ondervindings gehad het in die lewe, dan raak ons harte hard. Dit is so. Ons harte raak hard, omdat ons nare ondervindings gehad het. Maar mag ons harte voor God altyd oop en rein wees. Here, ek wil nie myself hier uit hierdie eenheid redeneer nie. Omdat ek U lief het, wil ek gehoorsaam wees. Omdat ek U lief het, wil ek myself gee. Omdat ek U lief het, wil ek bydra tot wat ek al behoeftes mag wees. Omdat ek U lief het, gaan my waardes U waardes wees. Jy gee nie oorvloed, jy gee oorgawe. Oorgawe, soos 'n totale oorgawe jouself. Oop is ons harte. Oop is ons harte. Oop is ons lewens voor hom. Hoe deursigtig is ons lewens voor hom. Ek meen, dis net jy wat daai vraag gaan antwoord. En die Here Jesus weet, want hy sien ons almal soos dit. Dan weer eens die vraag, hoe erg is ons in ons verhouding met hom?
Ons wil nie gesien wees nie, ons wil nie erkenning hê nie, ons liewers ons name op 'n bordjie hê in 'n saal of 'n gebou of wat ook al nie. Here, ek wil net 'n verskil maak, iewers. Met my liefde gee, met my omgee, met my bystand, met my hulp, met 'n hulpbron van een of ander aard, ook al. Ek wil net 'n verskil maak. Want ons wêreld is seker nie. Dit gaan regtig nie goed in ons ou wêreld vandag nie. Maar ons kan 'n verskil maak iewers. Want die Here het geseën en daarom kan ons ander ook seën. Koop hart, koop hande, koop lewe. Net soos dit is. Vers antwoord. Here Jesus, dit is nie altyd 'n maklike onderwerp wanneer dit kom by van finansies nie. Maar dit is asof mense hulle ore toemaak wanneer dit kom by finansies en geld. En dis nie waaroor ons praat nie. Dis nie waaroor ons praat. Ons praat van rentmeesterskap van my lewe, rentmeesterskap van my liefde, rentmeesterskap van my gee, wat ek ook al gee. En in die liggaam van Christus sal werk soos wat U wil hê dit moet werk. Daar waar daar behoeftes is, dat die hele liggaam fokus daarop en 'n verskil gaan maak. En ja, soms voel 'n mens, Here, dit raak daarom nou kwaai. Hierdie behoeftes is net enorm. Dit maak nie saak nie, Here, U het voorsien al die jare nog, U sal nog steeds voorsien. U is ons bron. U is ons lewe. U is ons alles. U is ons alfa, ons omega, ons begin en ons einde. En daarom wil ons net vanmôre kom sê, Here, ek offer myself. Wat U ook al van my vra, wil ek nie dit uit skuldgevoelens doen nie. Ek wil dit doen omdat ek lief het. Dankie Jesus dat ons vanmôre verdra met ons gedagtes, met ons redenasies en dat U ons nog steeds lief het. Mag U vanmôre hier by ons iemand vind wat net sê, Here, hier is ek. Gebruik my net hier, net as. Hoe ek is, waar ek is.